groot soeke van ons tyd in ons lewe is die soeke na betekenis. Nou ons soek nie altyd bewustelik nie. Soms voel dit soos rusteloosheid, dat daai gevoel dat daar moet meer tot die lewe wees as dit wat ons het. Soms is dit die stille besef dat wat jy doen nie heeltemal optel tot iets wat saak maak nie. Soms jaag ons prestasie of konneksie of ervarings in die hoop dat dit iewerste langs die pad betekenis vir ons sal gee. Die merkwaardige ding is dat betekenis nie kom deur meer te hê of deur meer te bereik nie. Dit kom dikwels wanneer ons ja sê vir God se roeping, hy wat ons stuur. Lees saam met my Johannes 20. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Nou sy het gedink dat die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar hy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. En Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar toe om en sê vir hom, Rabboni, beteken meester. En Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel, dat sy die Here gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het. Nou wanneer Jesus Maria se naam in die tuin uitspreek, skuif iets in haar. Sy kom in by die graf as 'n soeker, sy's gebroken, die mekaar, sy's op soek na iets wat sy verloor het. Maar sy verlaat die tuin as 'n getuie, nie omdat sy al die antwoorde het nie, maar omdat sy iets, iemand gesien het, en sy kan dit nie vir haarself hou nie. So sy hardloop terug na haar vriende, daar's mense wat nog steeds in hulle eie donker was. Hulle is aan die verkeerde kant van Paasfees. Hulle leef nog asof Vrydag die laaste sê het. En dan sê sy iets eenvoudig, maar dit verander wêrelde. Ek het die Here gesien. Sy gee hulle nie 'n preek nie, sy het nie 'n teologiese argument nie, al wat sy doen is om 'n getuie te wees. En dis wat dit beteken om vir ons as opstandingsmense te lewe in 'n wêreld wat nog so baie lyk, so donker soos die Vrydag. Dit is waartoe ons geroep word, nie om alles uitgesorteer te hê nie, ook nie te maak asof die donker nie werklik is nie, maar om die lig wat jy ontvang het, in te dra na die plekke waar mense nog soek. En dis wat ek glo, dis hier waar ons dikwels betekenis vind. Dis wanneer ons identiteit vind as God se geliefde, en wanneer ons deel dit wat ons ontdek het. Betekenis kom wanneer jy jou soeke na iets, of eerder na iemand, dit die moeite werd is om met ander te deel. Wanneer die rusteloosheid wat jou eers afgedryf het, 'n gawe word, wanneer jy aan iemand anders te kan gee wat ook rusteloos is. Wanneer jy besef dat jou eie reis deur donker jou toerus om by ander te sit in hulle donker. En daarvoor hoef jy nie 'n teoloog te wees nie, jy hoef nie 'n 10-punt plan te hê nie, jy hoef net bereid te wees om eerlik te kan sê, dis wat ek gevind het, dis wat met my gebeur het, dis wie my en my donker ontmoet het, om 'n getuie te wees, om jou storie te deel. Dis meer as genoeg. Ons wêreld is vol mense wat soek, sonder om te weet waarna. Mense wat by leë grafte staan, mense wat wag vir iemand om terug te kom met nuus uit die tuin. En jy het goeie nuus. Wat het jy nodig om ja te kan sê? Om dit wat jy beleef met ander te deel. Sal jy vandag met die Here daaroor praat? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons soeke nie net by onsself stop nie. Dat U ons ontmoet in ons soeke. Dat U die een is waarna ons hart verlang. En Here, help ons om met hierdie goeie nuus, met respek en met waardigheid en met wysheid ook te leef tussen hulle wat soek. Help ons om ons goeie nuus te deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.